Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 420, halleluja. Ek is professor Hannes Redinghuis, van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dis 'n A4 boek, so amper 500 bladsye, so swart boek. Dis 'n boek wat elke Afrikaanse huisgesin moet hê. Dis 'n boek wat as iemand verloor het deur die dood, en u wil die mense berusting gee, kry daai boek, saai daai boek vir hulle, gee daai boek vir hulle, leen die boek vir hulle, net soos u wil. Maar daar's 13 jaar se inligting en navorsing in daai boek. Ek wil sê, sy gelyke is daar ook nie. Dis nie omdat ek het geskryf het nie, ek weet wat se navorsing daarin gegaan het. As jy sou belangstel, dan, en daar's natuurlik 'n klomp ander inligting ook daarin. As jy belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is u na die reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Ons is so bly vir nuwe mense. Maar u moet na deel 1 toe gaan, begin reg voor, anders het jy 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang, as ook natuurlik ons TikTok boodskappe van maandag tot Vrydag. Stuur hierdie kontak aan ons vriende, aan jou vriende en kennisses, vir almal wat jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblok, 'n pen het, en natuurlik 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons gaan saam bid. Dis vir ons vanmôre so 'n groot oomblik wanneer ons in u teenwoordigheid kan kom, Vader. Ek wil vra vanmôre, maak ons skoon van woord, daad, gedagte of handeling, sodat ons waardig in u teenwoordigheid kan wees. Dankie vir die salwing van die Ruach HaKodesh. Ek wil vanmôre bid, Vader, haal uit ons lewens uit dit wat u nie daar wil hê nie. Werk met ons deur die Ruach HaKodesh. Laat ons bewus word van die klein goedjies wat inkruip. Ek wil sê, soos u woord gister gesê het, wees heilig, want ek is heilig. Ek wil bid, maak ons opnuut skoon en rein, deur die genadebloed van Jaffa, om nou geset in u vrese te kan wandel. Dankie vanmôre vir die geleentheid om uit die woord uit te kan leer. Want wat sal ons hê as ons nie die woord en die salwing van die Ruach het nie? Salf die woord vanmôre, gee vir ons ontvanklike sielste mensies en geestelike ore om te kan hoor wat hy vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se woord vir u ook 'n seën gaan wees, halleluja. Spreuke hoofstuk 22 vers 13. Hy sê, die luiaard sê, die leeu is daar buitekant. Ja, hier is ou koning Salomo alweer met die lui ouens. Die lui ouens en die krane wat drup. Wel met 500 vrouens, wel 700 vrouens, wat kan jy daar was nie 'n kraan wat drup nie. Dit was strome wat Dit is 'n ou wat guts het, 700 vrouens. Soveel skoonmaas. Ek weet nie. Bless, o koning Salomo. Die luiaard sê, weet jy wat, en dit is mos nou wat
dit is om 'n Jafis te wees. 'n Jafis is nie net om 'n dik gesig te hê en opgeblaas te wees en nee, dis vir ons 'n leefwyse. Om 'n Jafis te wees, deel van die bruid te wees van Jafashua, is 'n leefwyse. En dit is om blydskap te hê ook, om bietjie te kan lag ook. Hy sê dat die leiaard sê, daar is 'n leeu buitekant. Ek kan in die middel van die strate gedood word. Daar's 'n leeu. Kyk, hierdie ou, wanneer daar sekere werk gedoen moet word, het jy nooit gehoor hoe vinnig kan daar verskonings opgedis word. Ek weet, ek was 'n pastoor vir 18 jaar. Sê ons gaan Saterdag sekere dinge doen, dan gaan jy hoor hoe kom die verskonings. Alraai, ek moet bysê, ons gemeente het nie regtig daai probleme gehad nie. Die mense was altyd gewillig om te help. Maar hoe maklik dis mense verskonings op wanneer sekere goed moet plaasvind. Die leier sê, daar is 'n leeu daar buitekant. Ek kan in die middel van die strate gedood word. Jy moet oppas vir die trok, my ouer, never mind die leeu, of die luiperd. Klink amper of hulle in Afrika gebly het. Nou sê ek dat die leier sal altyd na 'n verskoning soek. Waarom hy of sy nie suksesvol kan wees nie. Hoekom is jy nie suksesvol nie? Daar's 'n luiperd daar buitekant, ek kan nie uitgaan nie. Ek kan nie gaan werk nie, ek kan nie gaan ploeg nie, ek kan nie. Verkeerd, jy moet nie sê hy kan nie, hy wil nie. Die Bybel sê, die woord sê, ons is tot alles in staat, deur Jafashua wie ons krag gee. Of dit nou 'n luiperd is, of 'n trok wat daar is, of 'n skoonmaal wat daar is, ons is tot alles in staat. Die leier sal altyd na 'n verskoning soek, waarom hy of sy nie suksesvol kan wees nie. En dis altyd 'n ander se skuld, maar nooit sy eie skuld nie. There's always somebody else to blame, as dit nie werk nie. En hoekom dit nie sal werk nie. Ek het al die verduideliking hoeveel keer gebruik. Die mense sal eerder sê die glas is half leeg. Hoekom sê nie eerder die glas is half vol nie? Dis 'n positiewe verklaring. Die glas is half leeg, maar ek wil nie konsentreer op die leeg glas nie. Ek wil eerder konsentreer op die halwe vol glas as die halwe leeg glas. Weet jy wat, onmiddellik deurdat ek 'n positiewe siening het, en ek gaan dit in Engels sê, is daar 'n ander attitude, benadering tot dit, tot die probleem, tot dit wat moet gedoen word. As ek kan sê die glas is half vol, onmiddellik het ek lus om hom vol te maak. As wat ek sê, hy is half leeg, wat, hy is half leeg, so laat hy nou maar leeg loop. Jy sien wat die verskil daarin. En dit is hoe ons dit sê. Die glas is half leeg. Ek sê, never mind, die glas is half vol, kom ons gaan. Verstaan wat ek nou sê? En dit is waar die enthousiasme kom, wanneer ons ook by die woord kom. Wanneer ons ook in die woord van Jafashua kom. Dis wat die verskil maak. Meeste van ongelowige mense soek 'n uitkomkans om nie werklik betrokke te hoef te wees nie. Nou sê hy in vers 14, die mond van die vreemde vrou is 'n diep kuil. Die mond van 'n vreemde vrou, die buurman se vrou, is 'n diep kuil. Hy of sy ook,
op wie Jaffa ons Edom vertroon of kwaad is, sal daarin val. Jo. So, eintlik in plain Afrikaans sê hy, speel met vuur en jy gaan jou hande brand. En daarom sê die woord ook, vermy die sonde. Ons kan onthou hoe koning Salomo in die begin van hierdie reeks vir ons gesê het, moenie met voetjie speel nie, moenie vingertjie speel nie, moenie oogie speel nie, lippies nie, kan jy onthou? Ja, dis daai bewegings, wat reaksies, wat sondige reaksies uitlok. Weet wat hy sê? Die mond van die vreemde vrou is 'n diep kuil. Hy of sy ook, op wie Jaffa ons Edom vertroon of kwaad is, sal daarin val. Met ander woorde, hy praat van Jaffa, dat as jy wil in sonde wees, gaan hy jou daarin laat val. Soos hy sê in Romeine, hy sê hulle wat hy losgemaak het van die wet. Hy sê in Hebreërs 7 vers 18, hy het die 630 wette tot niet gemaak weens die sonde, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy sê, as ek nog in Romeine, Galate 5 vers 1 tot 20, as ek nog daarin wil lewe, Galate 5 vers 1 tot 20, gaan lees het, as ek nog onder die wet wil wees, luister nou mooi, het ek van die genade van Jafashua verval, dan leef ek nog in my sonde. Hy sê, hy stuur vir hulle die leen, dat hulle het kan glo, dat hulle in hulle sonde kan sterwe. Wat daarvan? Dieselfde wat hier gebeur. Jaffa haat die sonde. Hy het van die begin af die sonde gehad. Dis hoekom Lucifer uit die hemel uitgewerp is. Hy haat die sonde soveel dat hy sy seun gegee het om die ewige lewe wat Adam en Eva in die tuin gedoen het, deur ongehoorsaam te wees, weer te kon terugkry. Hy sê, sonde verwek die toren of kwaad. Kyk na my vingers, hier is alles deel van verduideliking. Die sonde verwek die toren of die kwaad van Jaffa ons Elohim. Moet nou mooi luister. Die toren verwerk die oordeel van Jaffa ons Elohim. Sien hoe pas is so stukkies van 'n legkaart in mekaar. Die woord verklaar, wreed is dit om te val in die hande van 'n lewendige, of van die lewendige Elohim. Wreed is dit om in Jaffa se hande te val. Jy wil nie in sy hande val nie. Maar in die genadebloed van Jafashua is daar steeds vandag in 2026 genade. Is dit nie wonderlik nie? Die woord verklaar, kom nou dat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. So wat sê hy? Maak die saak wie jy was nie. Maak die saak of jy geoog het, of voetjie, of 'n vingertjie nie. As jy kan kom en sê, ek skiet tekort. Ek het u Jafashua gefaal. Ek het u te nagekom. Ek pleit om vergifnis. Ons lewe vandag in die tyd van die genade. Die genade deur aan die einde van Openbaring 3:22 het nog nie toegemaak nie. So vandag is daar genade vir enige sonde. Maar weet jy wat? Dis hierdie tipe genade waarin ons lewe, wat nie vir ons 'n vrypas moet gee om sonde te gaan doen nie. Dis juis hierdie voldoenendheid van die genade, wat u en my moet neig om meer en meer
en meer nougesette wandel. Jy weet, die nader ons aan Jahvashua kan wandel, die minder geleentheid is daar vir die Satan om in te sluip. Het jy dit geweet? Die nader jy kan wees aan mekaar, die nader jy aan jou vrou kan wees en die nader aan jou man kan wees, die meer julle na dieselfde plek toe saam kan gaan, die minder kans is daar vir die Satan om oogie en voetjie en pinkie, verstaan jy wat ek sê? Vat jou vrou saam, vat jou man saam. Die woord sê, kom nou laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken en dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Die woord verklaar vanmôre, my genadebloed is vir jou genoeg. My genadebloed is vir jou genoeg. Waarom wil jy in jou sonde sterwe, terwyl jy kan lewe? Wat 'n uitnodiging. Om hierdie week se verrigtinge mee af te sny. Nou is die tyd waar jy jou saak opnuut met Jahvashua kan uitmaak. Waarom wil jy in jou sonde sterwe, terwyl daar vandag steeds genade is? Kom ons gebruik die naweek om die beste te doen vir die koninkryk van Jahvashua, wat ons moontlik kan doen. Tot maandag as dit Vader se wil is, Maranatha, Jahvashua kom weer, halleluja.